Goeiemôre gemeente. Baie welkom by volgende erediens. Mag die Here gee dat ons hier sal uitstap en sal weet hoe kom hy ons hiernatoe laat kom het. Mag jy sy teenwoordigheid vanoggend ook beleef. Ek wil vinnig 'n paar sake op die kerktyd net uitlig. Julle het dit op die bord gesien. Die bazaar poging het afgeskop met die eerste vergadering. Die tema vir die bazaar vir hierdie jaar sal wees die lig. En die bazaar is dan die 18de Mei van 2:00 die middag af. Kom ons neem kennis daarvan, kom ons berei ons voor daarvoor. 8ste Mei, dit is presies dit, die 8ste Mei, en van 2:00 af, so, daar is hy sommer om my seker te maak, baie dankie, ek toets julle net, nee, ek lieg, ek is deur mekaar. Dan die volgende bazaarvergadering is die 21ste April 6:00 in die konsistorie, en ek dink ek het hom reg gekry. Dan is daar, broers en susters, een uitdaging nog by ons bazaarbeplanning, en dis ons het koördineerder vir die aflewerings nodig, so iemand wat pa staan vir hierdie goed wat gebak is en bestel is, of gebak en gemaak en gekook en wat ook al is, en dan gaan ons ook hulp nodig hê met die aflewerings, so asseblief as die Here jou so lei, dat jy voel dis waar jy betrokke kan wees en kan help, kom meld aan, ons het dit regtig nodig. Dan was daar 'n lysie op met die benodigdhede vir die bazaar, ek gaan dit nou nie alles hier herhaal nie. Ek weet wel, Elmie het my gesê, die springmielies kort nog daarop, so as iemand nou 'n los springmielie het, dan sal dit tog gaaf wees as die ook geskenk word. Dan kom ons, ek dink dan het ek alles gesê oor die bazaar vereers. Ek dink dat ek wel tog wil by sê, kom ons maak die bazaar hierdie jaar 'n dankfees, soos wat dit veronderstel is om te wees. Kom sê vir die Here, regtig dankie uit ons hart uit vir baie dinge wat goed gegaan het, en vir die dinge wat verkeerd gegaan het, kan ons sê, dankie Here dat ons dit so waar as vet oorleef het. Dan is dit tog ook rede om voor dankbaar te wees. So kom ons maak dit as gemeente 'n fees waar ons vir die Here kan sê, baie, baie dankie vir die genade en die liefde. Dan kom ek by die verjaarsdag, baie geluk aan almal van julle wat hierdie week verjaar. Daar's 2 spesiales, Gabby de Tooy en Michelle Dalhousie. Ek weet nie of hulle in die kerk is vanmôre nie. As daar nie is nie, skenk ek 2 suigstokkies vir die bazaarpoging. Goed, dit lyk my die bazaar is die wenner hier vanoggend. Maar vir die res baie geluk, ons hoop regtig waar julle het 'n spesiale jaar. Dan op ons gebedslysie is daar hartseer, Anna van Heerden se broer is oorlede en Dawie Greiling se broer is oorlede. Ek wil vir die familie sê, baie sterkte, ons bid julle die troos van die Here toe, en mag hy self dit draagbaar maak, dit makliker maak. En dan op ons gebedslys, ons inligtingsnetwerk lyk my is goed, Oom Corrie het vir my gesê daarvan en gesê, maar is regtig nie nodig om dit te noem nie, dit word nou genoem, baie sterkte, ons, by dat die dokter wat met oom gaan werk, goeie werk sal doen. Dink daar's 'n paar goed wat ons kan sê, wat hy ook kan uithaal, maar ons gaan nie nou daarmee karring nie. Goed, dit dan wat ons kerktyd aanbetref, broers en susters, ons is by mekaar om te sê, Here praat met ons. Kom ons sit net so, en dan gee ons hom kans om met ons te praat. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Amen. As ons dan volgend hier is om te sê, Here, U is die lig, U is ons lig, dan sê die Here, ek met jou groet, en daarom genade en vrede van een Skepper God van alle sienlike en onsienlike dinge. Genade en vrede van een Here Jesus Christus, lig uit lig, wat sit aan die regterhand van die Vader, en genade en vrede van die Heilige Gees, wat ons Here en lewendmaker is. Ons loflied aan die Here dan is lied 422, die Heer het opgestaan. Kom ons sing dit as 'n loflied tot eer van die Here.
Gaan nog steeds, ek gaan vir ons uit die woord van die Here lees uit 1 Johannes 1 vers 5 tot 2 vers 2. Maar voordat ons hand aan die woord van die Here waag, kom ons vra eers dat die Here self vanoggend deur sy Gees ons sal lei. Hemelse Vader, ons dank U vir U woord. Ons dank U vir die geleentheid om U stem te mag hoor uit die verkondiging daarvan. Daarom wil ek by U pleit volgend, laat my duidelik, deeglik en volgens U wil kommunikeer. Open asseblief self elke oor en hart, sodat ons U stem kan hoor en U wil sal kan verstaan. En maak ons dan gewillig om in gehoorsaamheid te gaan leef. Spreek, Here, want U kinders luister. Amen. 1 Johannes 1 vers 5 tot 2 vers 2, en het lyk vir my, ek het hom baie sleg deurgegee, so net die 2 versies, so tussenin moet julle nou deeglik luister. Eintlik is dit net 'n hoortoets wat ek volgend wil doen, so. Die eerste opskrif hier is God is lig, dis daar voor vers 5. Dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig, en daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus sy seun ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar en is sy woord nie in ons nie. En dan hoofstuk 2, so opskrif, ons het Jesus as ons vryspraak by die Vader, of voorspraak. Dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Ons toenaderingslied, lied 487 vers 1, kom ons sing dit terwyl ons gereed maak om die woord van die Here te ontvang. Geliefdes in die Here, die woord integriteit het nogal 'n buzzwoord geword in ons tyd, nee. Dit is oral deel van allerlei waardes en dinge, met goeie reg ook. Integriteit is 'n goeie woord, maar wat is dit? Wat beteken dit regtig? En ek praat nou nie van net die ding dat ons in elke organisasie sê, dis wat dit is, sodat ons almal wat deel is kan kry om te doen wat ons wil hê hulle moet doen nie. Waar kom integriteit vandaan? Ekskuus. Ek dink integriteit beteken, en is een van baie definisies, maar ek dink almal sê min of meer dieselfde, beteken dat wat mens doen en wat mens sê dieselfde is. Dis integriteit. Integriteit is om genuine te wees. Integriteit beteken jy is die egte ding. Nou ons lewe in 'n wêreld waar oneg eintlik mode is. Ek meen, jy kan 'n Springbok rugby trui dra, sonder dat jy in jou lewe aan 'n rugbybal gevat het. Maklik. Ry net by die straathoek verby en haal 'n paar rand uit.
Maar daar's ander modelle van hierdie treie ook, wat baie naby aan die regte ding is en jou meer geld gaan kos, wat jy kan koop wat nader aan die regte ding is, maar dis nie die regte ding nie. En dan is daar 'n ander manier, jy kan hierdie ding kry deur vir hom te gespeel het, om te verdien het en. Hulle lyk baie nou dieselfde, maar dit is nie. Party is nie so genuine soos ander nie. Integriteit is om genuine te wees. Dit beteken om eg te wees. So, as ek een ding sê en 'n ander ding doen, dan is ek besig om myself te bedrieg en ook almal om my. En miskien moet Christene dit weer hoor. Ons het so maklik, sal ons sê, ja, maar kom ons doen nou gou hierdie en ons hier's wat ons gaan en hier's wat ons wil en hier's wat ons moet en op die einde dan gebeur dit nie. Dis doodgewoon integriteitloos. Of, ek sê vir jou, hier's wat jy van my kan verwag en ek doen dit nie. Dis integriteitloos. Die woord van God het 'n probleem daarmee. So, vandag se teks sê iets oor hierdie integriteit, maar die hoek daarvan is nie oor wat ons vir mekaar sê nie, dit kom natuurlik daarby ook uit. God sê, God se kinders se lewens maak saak. Christene, of Christian Lives Matter, seker dan nou 'n beweging wat 'n mens sou kon begin het. Ons is gedoop, ons behoort aan die Hemelse Vader, gekoop met die bloed van sy seun, dis hoekom ons aan hom behoort, nie sommer oor iemand dit net gedink het, dis 'n gawe gedagte nie. Ons is sy kinders. En hy sal altyd lief wees vir ons. Maar dit beteken nie dat ons mag maar stout kinders wees nie. Ek en jy het kinders, of is kinders, en ek en jy weet wat gebeur met stout kinders. Dan natuurlik af wie die pa is, party pa's is lekker maklik, party pa's is baie moeilik. Daar's 'n ander woord ook daarvoor. Maar goed, stout kinders moet reggehelp word. En dan sê pa's baie keer, dit maak my seerder as vir jou om jou vandag te slaan. Dit maak my baie seerder as vir jou, maar ek moet dit doen. Ek glo daai storie nog steeds nie van my pa nie. Ek weet dis waartoe ek het vir my dogters gesê het. Maar ja, in jou geval moet jy maar besluit hoe waar of onwaar dit is. Die feit van die saak is, stout kinders word monstertjies. En daarom moet hulle in toom gehou word, want daar's huisreëls. Net so is daar huisreëls in die huisgesin van God. Ons moet probeer leef soos God se kinders, na die voorbeeld van Jesus Christus, ons ou boet in die geloof dan, die een wat eerste reg geleef het, sodat ons kan sien hoe dit moet wees. Maar ons teks sê ook, ons maak nog steeds droog. Daar staan ook, dat as ons sê, dat ons nie sonde het nie, dan bedrieg ons onsself. Dan is ons integriteitloos, dan is ons besig om te lieg. As ons maak vir ons nooit foute maak nie, bedrieg ons onsself en dan lewe ons integriteitloos. Maar omdat ons Jesus volgelinge is, kinders van God, is daar 'n manier om dit te hanteer. Hoe sê die woord, hoe moet ons dit hanteer? Ons moet sê, ons is jammer wanneer ons droog gemaak het. Dis 'n voorskrif van God. Ons moet nie net sê ons is jammer nie, ons moet dit regmaak. Wat help dit om te sê, sorry hoor, tot volgende keer? Here, vergewe my sondes, maar ek gaan dit weer doen. Sou dit gehelp het? Sou dit in jou huis gehelp het? Waarskynlik nie. Is hierdie regtig 'n Bybelse beginsel, of is ek nou sommer besig om te droom? Onthou julle wat gebeur het toe Abraham bang is Farao maak hom dood, en Farao kom en hy sê, yes, hierdie Sarah pop wat saam mee is, sy is nogal sexy, né? En Abraham dog toe is, Farao wil vir Sarah hê, maar Farao is 'n willeman, so hy maak my dalk dood, ek sê, hierdie is my vrou en hy wil haar hê, en hy sê, ja nee, dis my sussie. En Farao sê, daai is 'n gawe gedagte, ek gaan met jou sussie trou. En hy vat Sarah as sy vrou. En dan gaan Abraham na die Here toe en sê, Here, hier is nou groot moeilikheid. Ek het gelieg.
Meneer sê, ek het gehoor, jy dink dit was 'n geheim, ek het alles gesien en gehoor. En hy sê, Here, maar wat nou? Die Here sê, nou gaan jy terug na Vader toe en jy gaan sê vir hom, sorry, jy het gelieg. Hy sê, Here, hy gaan my doodmaak. As dit is wat dit is, dan is dit wat dit is, maar jy moet gaan regmaak. Jy kan nie hierdie net los nie, jy kan nie maar maak of dit oukei is nie. Dis integriteitloos. Jy moet gaan sê, jy's jammer. So, dis 'n Bybelse beginsel. Dis 'n aaklige idee wat die dominee nou vandag hiermee uitkom, maar is nie hy nie, is die woord van God. Jy sien, broers en susters, ons ding, as ek gesê het, sorry, en gewoonlik nie vir die ouens waar ek het verkeerd gedoen nie, iewers het ek gesê, ek's jammer, of ons het vanaand die lig afgesit voor ons gebid, en seker gemaak, die vrou slaap, en dan sê, Here, skus hoor, ek se kindjie klein, maak my hartjie rein. Net laat ek my hartjie moet rein maak, net laat ek self my kant moet bring, Here, asseblief, dis 'n bietjie rof. Maak u dit rein. Maak laat ek môreoggend opstaan in sweet wit hartjie. Nee, broers en susters, dis nie Christendom nie. Christendom is regmaak. So sê die woord van God. So staan dit hier. Hy sê, kinders van God gaan maak reg. Nou kom Johannes, of 1 Johannes, en hy praat met ons oor geloof, en dan sê hy egte geloof, regte geloof, genuine geloof, is 'n verhouding tussen ons en God, wat ons in 'n verhouding met mekaar plaas. Waar kom ek daaraan? In die Ou Testament staan dit, en Jesus haal dit aan. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, en al jou kragte, al jou verstand, jou alles, en jou naaste soos jouself. Dit kan nie anders nie. Dit mag nie anders nie. Egte geloof is lewe. Egte geloof is liefde. Egte geloof is lig, want God is lig. 1 Johannes praat oor lewe, lig, liefde. In vandag se gedeelte trek die brief sommer dadelik weg en hy sê God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Dink so 'n bietjie, hoe werk lig? Lekker maklik, lig is 'n ding wat donker wegstoot. As jy met 'n flits sou loop hier in die gangetjie af en is donker, dan is dit daar waar die flits bykom, is daar lig, en dan verder is dit donker, dan loop jy vorentoe en dan stoot hierdie lig die donker so weg, nee. Dis mos wat gebeur. Dis hoe lig werk. Wanneer God in ons lewe kom, wanneer hy die lig is, dan stoot hy die donker van ons af weg. En hoe nader en binne-inner ek en jy aan die lig bly, hoe meer is die donker van ons af weg. Maar hoe meer ons die lig eenkant los en ons eie pad vat, hoe moeiliker raak dit. Dink 'n bietjie, ons gaan kan 'n bietjie in die Kreer Wildtuin, wat ons heeltemal te lank klas gedoen het. Daar's ons wat daar was, met my nie saamgenooi het nie, maar ons sal later daaroor praat. Hier staan die middel van die nag op, veral die eerste nag, en is donker maan, of geen maan nie sommer. En jy is vir 'n oomblik sê nie doodseker wat is waar nie. Jy val amper oor die sakklere wat voor die tent staan, of in die tent, maar voor die bed staan, en jy weet nie, jy ken nie die plek nie, jy weet nie waar is die pad nou na die kraan toe nie, jy moet nou eers bietjie georiënteer raak. Jy weet nie wat 'n gevaar vir jou loer as jy uit die tent uitkom nie, want jy is hier in die wille wêreld, né? En dan wanneer jy jou flits aansit, dan kan jy sien. En dan sien jy, waar is die tent? Jy sien waar is die deur waar jy moet uitgaan. Jy sien waar is die kraan waar jy moet heen gaan vir hierdie slukkie water wat jy nou so nodig het. Jy sien, daar is nie leeu's wat staan en wag om jou op te vreet as jy uitkom nie. Jy kan sien waar jy moet gaan. Jy sien waar is die boomwortels en die slapende bosbokkies en 'n los krokodil wat rondgeloop het, en jy gaan op niks trap nie. Jy's okay, want jy het lig. Verstaan jy? Dis wat God vir jou wil wees. God is lig. Net so help God se woord ons om God te sien en God te ken en die pad te kan sien waarop ek en jy moet loop. Die pad wat na God toe lei. Hierdie brief beklemtoon, in God is daar geen duisternis nie. Nou broers en susters, in die oorspronklike Grieks beteken hierdie woord wat vertaal is met geen, beteken dit geen. Okay? Niks, haizikolo. Nada. Het ons hom? In God is daar nie duisternis nie. Wanneer jy hierdie duister dinge doen, moet jy weet, jy is besig om God van jou weg te stoot.
Wanneer ek en jy die duister toelaat, hoor mooi, toelaat. Ons laat 1 miljoen goed toe en dan sê agter wille van die vrede. Vrede met wie? Vrede met sonde, vrede met Satan of vrede met God in wie daar geen duisternis is nie. Nee, broers en susters, in God is daar geen duisternis nie. Dis die hart van wie God is, suiwer lig. God se lig en donker is onverzoenbaar. Ons kan nie dit maar verdra nie, ons kan dit nie maar goed praat nie, ons kan nie sê dis maar oukei, ag, dis ook nou nie so hard. Almal doen dit in elk geval. Almal behalwe God. Maar God is lig. Dan almal wat in die lig is, stoot die duisternis weg. Hulle doen nie daai duisternis dinge nie. Miskien moet ons aan hierdie lig en donker dink as 2 verskillende paaie. Op die een pad is waarheid, liefde, regverdigheid, lewe, hoop. Dis lig, dis God se pad. Dis die pad waarop God se kinders behoort te leef, te loop, te wees. Die ander pad is die teenoorgestelde. Leuns, haat, vrees, sonde, dis duisternis. En God is nie daar nie. En hierdie 2 paaie is onverzoenbaar. Sodra die donkerse pad naby die lig wil kom, dan stoot die lig dit weg. Ons het mos nou verduidelik hoe werk daai. Daar is nie oorvleeling tussen hierdie 2 paaie nie. Broers en susters, die donker pad kan naby die ligpad kom as hy daar sou wou loop om vir mense te lieg. Maar hy kan nie die ligpad kruis of oorvleel of die 2 loop nie saam nie. Dis God wat dit sê. God sê, in my is geen duisternis nie. Duisternis kan nie naby my kom nie. Duisternis mag nie naby my kom nie. Sommige van die mense vir wie die brief geskryf is, het begin sê, hulle sê nee, ons hoor nou hierdie, nou behoort ons aan God, dankie tog. Nou leef ons mos in verbondenheid met God, in vasgemaak wees aan God. So toe sê hierdie ouens, so as ek nou gered is deur genade, dan kan ek mos nou maar doen wat ek wil. Dis wat hierdie ouens gesê het. Hulle sê, ek is klaar gered, God het my klaar vergewe. My broer en my suster, jy moet elke dag sê, jy is jammer vir wat verkeerd gegaan het. Jy kan nie sê, ek het mos verlede jaar gesê, ek is jammer nie, en amper sê jy wat sy vrou sê, as ek vir jou gesê het, ek sal iets doen, dan sal ek dit doen, jy hoef my nie elke 6 maande daaraan te herinner nie. Maar gelukkig, daar is ons nie sikkes hier by ons nie, of ek weet van een aan my huis, maar okay. So, God sê dit maak saak op wat die pad jy loop. Jy kan nie aan God behoort wat lig is en dan op die ander pad, die donker pad loop nie. Dis verdwaalse ding. Dit beteken jy gaan nie uitkom waar jy wil wees nie. Jy sien, jy moet kies op watter pad jy loop. Jy moet kies vir die lig. En my broer en my suster, as die Here se lig op ons val, of ek sal nou iets daaroor sê, kom ons gaan eers 'n bietjie aan. Ek kan nie aangaan om mense te haat, mense sleg te maak, die verkeerde dinge te doen of te verdra nie, en sê, ek is 'n kind van God nie. Ek kan nie in ander huise rondslaap en rond eet en rond leef, maar sê ek is eintlik tuis in God se huis nie. Dan moet ek tuis wees in God se huis. Tuis beteken om daar te bly, om daar aan te kom. Ek het tuis gekom, ek is nou daar. So om tuis te wees in die huis van die Here, beteken om in die huis van die Here te wees. Jy sien, as ons in die donker bly leef, maar ons sê, ons is God se kinders, dan is dit integriteitloos, dan sit nie genuine nie, dan sit oneg. Kom ons praat Afrikaans, dan is dit lieg. En God verdra nie leuns nie. Ons doen, nee, dit is nie vir ons lieg en jy kom weg daarmee, good for you. En as jy lieg en is vir ons moeilik om dit aan te spreek, ek het nie besef nie. Al die normale dingetjies. God sê, dis lieg, ek verdra dit nie. Daar's geen duisternis in my nie. Maar nou het ons 'n probleem, nee? Want ons is God se kinders. Ons leef in verbondenheid op hom, met hom, maar ons maak droog. Hoe nou? Here, dit kan mos nie wees nie. Ons beste is nie goed genoeg nie. Daar's 'n duisternis in ons. Nou sê die dominee, eintlik nie, hy nie, is eintlik God se woord wat dit sê, daar is geen oorvleeling tussen die ligpad en die donker pad nie. En dan skuif ons 'n bietjie rond, want ek weet beter as ek van die duisternis.
Of party se vrouens of party se mans het hulle nou so in die ribbes gepomp en gesê, hey, jou donker mens, ek weet van jou. Hoor wat sê die dominee, jy gaan hel toe. Jy sien, of ons kies dalk soos hierdie mense vir wie die brief aanvanklik geskryf is, om te maak of ons nie eintlik sonde het nie, nee. Dit is baie vroom. Ja, ek doen dit ter wille van die Here. Kan die Here maar besluit, soos die ou tannie wat oor die pad gevat is, ek gaan nie weer die storie vertel nie, julle ken hom al te goed. Jy sien, ons kan onsself en mekaar probeer wys maak dat ons is goed genoeg. God se woord sê nie is nie. As jy beweer dat jy nie sonde doen nie, lieg jy. Want jy doen. Of ons sê vir onsself, my sonde is dan nou nie so erg nie, nee. Ek meen, ja, nee Here, ek lieg so af en toe, maar ek nog nooit doodgemaak nie. My broer en suster, jy gaan nie hel toe oor jy uit 7 van die 10 gebooie oortree het nie. Jy gaan hel toe omdat God nie jou God is nie. Ja, gelukkig doen die daai is uitgesort, God is my God. Nie volgens die woord nie. Nie as jy op die donker pad loop nie. God besluit wie sy kinders. Wie sê hy is sy kinders? Hulle wat op die ligpad loop. OK? Nou hoe dan nou? Here, nou het ons moeilikheid. So 'n paar jaar terug word daar navorsing gedoen in die VSA, so in die weste van die, maak nie saak watter kant van die VSA nie, onder Christene. Hulle vra vir hierdie ouens, hulle sê, okay, vertel vir ons, hoe sê hulle siening van sonde? 98% van hulle glo in persoonlike sonde. Hulle het dit nie so genoem nie, hulle het dit personal sin genoem, want hulle praat ons Engels. Hulle sê, ons aanvaar dit, mense doen sonde. 98% van die Christene, verstommend, 2% Christene het gesê, nee, daar is nie so iets soos sonde wat mense doen nie. Verstaan dit nie, daai 98 verdra hulle so waar. In elk geval, net 57% van hierdie ouens het aanvaar dat alle mense sondig is. Dit beteken 43% van die mense het sê, nee, alle mense is nie sondig nie. Ek ken my vrou se oorlede eerste man het nooit sondig nie, sy vertel my van hom, hy was 'n engel. Of wie ook al. Meer gewoonlik sê hulle daarom, ek is nou nie heeltemal sondig nie. Dat is nie persoonlike sonde, of ons het nie sonde nie, alle mense is nie sondig nie. 'n derde, 33% dan nou sê, dat hulle baie foute maak, maar dat hulle nie self persoonlik sondig is nie. Ek het gesukkel om dit te verstaan, maar dit is Amerikaans en my Amerikaans is nie lekker nie. Dit klink vir my of hulle in Afrikaans sê, ek speel nie modder, my klere is vieslik, maar ek is persoonlik nie vuil nie. Nogals, nee? Ek verstaan dit nie. Daar's mense wat dit toe nou blykbaar glo. Nie mense, nie 33% van hierdie Christene sê, nee wat, daai goed wat ek verkeerd doen, tel nie teen my nie. En dis blykbaar hoe ons Christene daaroor dink. Een van die grootste foute in ons lewe is dat ons op 'n punt gekom het waar ons sekere autoriteite het in God se naam, nee? Soveel so dat ons God order. Ek leer dat ek autoriteit het om oor sonde te heers in die naam van Jesus Christus. In sy naam beteken ek doen wat hy sou wou doen. Dit weet ek. Maar dat ek die autoriteit het om God 'n bietjie te order oor wat hy moet doen. Wat ek die autoriteit het om vir God te sê, ek sien nie sê in die woord, jy wil hier, ek wil net sê, gaan terug verander, dat ons kan nie, dit werk nie so nie, hoor. Here is 'n bietjie oudtyds. Dit klink of jy daar aan die begin moes gewees het. Ons is dan nou hele paar jaar later. Dit werk nie meer so nie. Broers en susters, God se integriteit is bo verdenking. Ons hoef nie daar te word nie, wat hy sê, dit doen hy. Hy gaan nie vir jou sê, kom ons straai hierdie vir 'n jaar, na 'n jaar sê, okay, jou deel wat moeilik was, hou jy aan doen, my deel wat ek nou nie meer lus het nie voor, gaan ek ophou doen nie. Nee, hy sê, dan doen ons dit. Dis hoe dit werk. En Johannes praat oor liefde, en dan sê hy, ons moet mekaar lief hê. En dan sê hy verder, liefde is net liefde wanneer dit oorgaan in dade. Hy sê, jy kan sê, ek is lief vir jou. Maar as dit nie in dade oorgaan nie, beteken dit niks. Julle sal nie glo wat gebeur nou die dag nie, ek ry in my kar,
en ek sit die radio aan, en wie keer Darren sing hy's lief vir my? Hy het natuurlik gelieg, hy het sommer dit gesing vir almal. Hy is nie lief vir my, en hy weet nie eens wie ek is nie. So is die regte liefde, nie is 'n liedjie oor liefde. Vang jy? Liefde is wat ek doen. Liefde is die rede hoekom ek dinge doen. Liefde is my why. Want dis hoekom God my gekies het, oor hy my lief het. Hy sê, liefde is om jou lewe af te lê as dit moet. Liefde is om te sê, Here, as dit verkeerd is, dan gaan ek liewer dood daarvoor, maar ek sal nie op die donker pad lewe nie. Hoekom nie? Hoekom is dit nou so erg? Want in God is daar geen duisternis nie. So as ek op die donker pad lewe, dan sê ek vir die Here, staan op sy. Want hy duld nie duisternis nie. Hy is nie bereid om 'n kompromie, of 'n vennootskap, of 'n alliansie, of wat 'n groot woord jy ook al daarvoor het. God's nie bereid om so iets aan te gaan met duisternis nie. En daarom moet ek en jy probeer om dit nie te doen nie. Jy sien, party van ons kan nog wegkom as ons kyk na die dinge wat ons doen, waar almal ons kan sien. Maar o gids, as ons na ons harte en ons gedagtes moet kyk, soos wat Christus inderdaad doen, dan raak die prentjie donker. En wanneer die prentjie donker is God nie in die prentjie nie. Want God duld nie die donker nie. In hom is daar geen duisternis nie. En nou kan ons die lysie maak van hierdie en hierdie redes en hierdie dinge en hierdie maars, en die punt is, ons maak dit nie. Dominee sê jy vanmôre vir ons kan nie? Nee, ek sê jy kan nie uit jouself nie. Dit sê ek. Nie een van ons maak nie. Want as God suiwer lig is, by wie daar geen duisternis toegelaat word nie, dan is elkeen van ons in die moeilikheid. En toe hoor ek hierdie mooi beeld. Oor God wat lig is en ons wat voor hom staan. Hy sê, die ou verduidelik, hy sê, wanneer jy in die donker is en jy kyk na jouself, dan dink jy nie, ek lyk half gaaf, of nie, ek weet nie. Maar ons lyk onsself vir die algemeen, so dat dit is goed genoeg. En dan beweeg ons in die lig in, en dan kyk jy na jouself en jy sien, wag, hierdie klere wat ek aan het is 'n bietjie vuil, nee? En dan wat doen jy? Jy was nie goed. En dan loop jy nader aan die lig, en die lig word duideliker, en dan sien jy, oeps, hierso is 'n kol wat ek nog gemis het, en dan was jy dit, en dan lyk dit daarin beter. En dan beweeg jy nader aan die lig, en dan sien jy, hier's nog 'n fyn kolletjie wat ek gemis het, en dan was jy dit, en dan beweeg jy nader aan die lig, en dan sien jy, en dan maak jy, en dan sien jy, en dan maak jy, sodat jy al meer en meer en meer skoon kan word, want jy beweeg nader aan die lig. Dit is nogal vir my 'n mooi beeld geweest, my iets laat verstaan van hierdie stryd waarmee ek ook maar te doen het. Van Here, maar ek is nie heeltemal wat U wil hê ek moet wees nie. En Here sê, staan nader. Kom ons kyk. Maar hoe was jy hierdie klere? Deur te sê, Here, ek is so jammer. Soos Abraham gedoen het. En dan wat sê die Here? Ek vergewe jou, maar gaan maak reg. Gaan maak reg. Ons kan nie verkeerd bly nie. Ons mag nie. Want om aan te hou met die verkeerd beteken ons is verkeerd. Om aan te hou met wat jy gedoen het om tot hier te kom, sal jou net hier laat bly. Dit gaan jou nie wegvat van hier af nie. En as ons nader aan die lig beweeg, dan kyk ons na onsself en dan sê ons, Here, hierdie is sekerlik nie vir die lekker nie, wag, laat ek dit regmaak. En as ons dit reggemaak het, dan staan ons nader aan God en dan skyn sy lig helderder. En dan kyk ons weer na onsself. Sien, 'n lewe in gemeenskap met God is 'n lewe waar ons daagliks nader aan die lig moet beweeg, waar ons op pad is na die lig toe, waar ons elke dag meer bewus raak van dit wat nie lekker is nie, en dat ons dit uitsort. Dis wat Christen wees beteken. Christene wat dit nie doen nie, is besig om te lieg. Hulle is nie Christene nie, hulle is vervalsings. Hulle is nie genuine nie. Maar Here, nou klink dit asof ons op 'n donker pad is. En dan kom hoofstuk 2. In vers 1 se tweede gedeelte, dan sê hy,
en as een van ons sondig, ons het Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Hier is twee belangrike goed wat hierin staan. Die eerste is dat Jesus is ons voorspraak. Nou die Griekse woord wat daarvoor gebruik word is parakleet, of parakletos, as jy nou die Grieks wil hoor, ek ken dan 1 of 2 Griekse woorde. En dis dieselfde woord wat Jesus gebruik as hy praat van die Heilige Gees wat hy gaan stuur. Dan sê hy gaan vir julle 'n ander voorspraak stuur. Moenie bang wees oor ek weggaan nie. Ek stuur vir julle 'n ander voorspraak, 'n ander parakletos. So, een moontlike manier om hierdie parakleet te vertaal is om te sê 'n advokaat. Dis iemand wat langs ons kom staan en vir ons intree. So as jy in 'n hofsaak aangekla word, dan sê advokaat die een wat vir ons onskuld beklei, wat vir ons intree en sê, hy sê hierdie ou is 'n bietjie onskuldig. Maar Jesus is 'n baie spesiale soort advokaat, want jy sien die probleem is ek en jy is skuldig. Dat ons skuld moet nie bepaal word in hierdie hofsaak nie. Dis uitgesort, ons is skuldig. So gebore, en so aangehou, so gegroei toe nou ook nog. Maar Jesus is die advokaat wat sê, hierdie een, Vader, U as regter, hierdie een hier by my, hy of sy is onskuldig. Hy of sy is skoon gewas met my bloed. Vader, ek weet hy droog gemaak, hy, sy, ek weet, hulle weet dit ook, dis hoekom hulle kom sê, jammer, dis hulle deel van die span geword het, deur te kom sê, jammer, hoe kan ons regmaak? Hy sê, maar die prys is betaal. Vader, vir hierdie mense wat op die donker pad was, hulle kon nie self daar afkom nie. Ek het hulle gaan afval. Dis wat Jesus vir ons kom. Dis wat ons advokaat vir ons kom doen. Hy sê, ek het die duisternis uit hulle lewe uitgewis. Ek is die lig wat oor hulle beweeg. Daar het die volk in die woestyn beweeg het, in die nag, die vuurkolom wat oor hulle was, het vir hulle lig en warmte gegee. Jesus sê, ek sal hulle lig en warmte wees, Vader, want hulle is maar donker kinders, jong. Hy sê, hierdie een leef op die ligpad, want my bloed het hom daar gesit, of haar. Die tweede belangrike ding wat ons moet raak sien, Jesus is 'n advokaat, maar nie voor 'n regter nie. Jesus is 'n advokaat voor 'n Vader. Dit maak dit anders. Dit verander die saak volledig. Onthou jy toe jou pa gesê het, hou op om in die bal in die huis te speel, ek gaan jou velle aftrek. En onthou jy dat jy nie opgehou het met die bal speel nie? En onthou jy dat daar toe skade gekom het? En onthou jy dat jou pa toe al die tyd reg was, weer? En onthou jy dat jy waarskynlik gestraf is as jou pa soos myne was, maar dat jou velle nie regtig afgetrek is nie. Dat jou vel nie daar op die sitkamervloer bly lê het, sodat mense hulle voete daarop kan afvee nie. Want jy is sy kind. Hulle trek nooit regtig jou velle af nie. Hulle slaan jou ook nooit regtig dood nie. Daar is gevalle waarin dit gebeur, maar dit is hofsaake en moeilikheid. Dit is 'n regstorie. 'n regte pa, ek sê jou doodslaan, slaan jou nooit regtig dood nie. Nie enigiemand wat al oorgebly het om het te vertel in elk geval is doodgeslaan nie. So, wanneer dit oor 'n pa gaan, word dit nie 'n regsaak nie. Dit word 'n verhoudingssaak. En reg is reg en verkeerd is verkeerd. En verkeerd word gestraf en reggestel. Maar die verhouding beteken dat ons anders daarna kyk, nee. Die beste manier met my pa was om te erken en jou pak te vat. En dan so 'n bietjie te zoek, 'n bietjie nice te wees daarna, en as pa praat te luister, laat net dan weer die verhouding uitgesort kry. Want mens weet nooit wanneer jy weer iets nodig het nie, nee. En dan het my pa my altyd vergewe. Elke keer. Al was hy ook hoe kwaad, hier sien ons kon die ou kerel wild gemaak het by tye. Met rede besef ek soos ek nou self die ou kerel geword het. Ons maak die Here kwaad, maar hy is ons pa. En as jy opreg teruggaan na hom toe, in Jesus teruggaan, in die lig teruggaan na hom toe, dis die antwoord op die probleem.
Dis hoe ons van die donker pad afkom. Maar broers en susters, ek sê julle nou, hier sit ouens hier wat vandag dink, wow, dis oulik en môre niks gaan doen om van die donker pad af te kom nie. Niks. Dit gaan maar weer oukei wees. En is alright met my, sê my wil nie. God sê ek moet hierdie goed sê, ek sê dit. Wat jy doen nou hiermee is tussen jou en hom. Maar hoe hartseer is dit nie, om te weet, daar is vir jou plek in die lig en dit nie te vat nie. Hoe stupid. Broers en susters, ek dink die Here wil vir jou sê, wat die donkerte in jou lewe ook al is, dit sal nie die lig uitdoof nie. Maar jy gaan moet regmaak. Hierdie is nonsens dat al jou verkeerd, maar oukei is net hoe dit jy is. Dis strooi, dis onbybels, dis oneg. Dis nie genuine nie. Dis nie lig nie. So, vir geen oomblik is daar die moontlikheid dat 'n pa nie sy seun wat opreg of dogter wat opreg jammer is en probeer regmaak gaan vergewe nie. Die belydenis voor 'n pa is in die veilige konteks van 'n verhouding. Dis op hierdie veilige plek. Dis radikaal anders as voor 'n regter. Dis die twee goed wat ons moet onthou. In hierdie proses het ons Jesus as ons advokaat en ons het 'n Vader wat moet oordeel. Nie 'n regter nie. Interessante ding van hierdie paaie is dat hulle nie gedefinieer word van waar hulle begin nie, want hulle begin almal op dieselfde plek in my lewe. Maar die een gaan donker en een gaan lig. Dit word bepaal deur die bestemming. So, om in die lig te leef, beteken om op die wenpaal by die Vaderhuis te fokus, om op God te fokus. En soos wat ons nader kom aan die lig, gaan ons inderdaad meer bewus raak van die donker wat nog in ons lewens is. Dan gaan ons dit bely, en gaan die lig ons help om al nader aan die eindpunt te kom. Gaan ons help om te lewe. Om ons skuld te bly is nie om in skande weg te sak, om onsself te haat en soos party van die ou priesters swepe te vleg en jouself heeldag te loop en slaan en te sê, sies jou stouterd nie. Dis om in verhouding met die Vader te erken dat ons sukkel. Dis om te sê, Here, ek weet hierdie is verkeerd in my lewe. Ek sukkel daarmee. Here, ek wil so graag maak of ek goed genoeg is, maar ek weet ek is nie. Here, help my asseblief daarmee. Dis Christendom. Here, ek het gesien hoe Jesus leef. Help my om so te leef. Jy sien, dis om op die Vader se skoot te gaan sit en te sê, ek het droog gemaak. Ek is jammer. Help my. En om dan op hom te fokus, die lig. Of dan in die woorde van 'n gedig van Sheila Cousins, die bieg, die skuldbelydenis is verby, en blydskap spring soos 'n bron, uit wat bedruktheid was, en sing in strome in daardie tuin, wat die siel onthou, selfs as sy weer eens verstrengel in menigvuldighede, opnuut moet bid, vergewe my, sonde en God se erfgenaam, en gevangene en vry. Mag die Here die lig jou vry maak. Maar my broer en my suster, dit gaan net gebeur as jy dit kies. Anders nie. Nie bang wees om reg te maak nie, want dit maak jou reg. Wees bang om verkeerd te bly, want dit maak jou verkeerd. Amen. Kom ons bid saam. O Heer, help my, my hart is in 'n stryd. Sorge rol soos golwe wat nooit rus vind. Wat as ek val en te swak is om te staan? Die donker fluister, my vertroue is in U hand. Ek stap deur die donker van onsekerheid, vrees en kommer druk, ek voel so swak. Geloof in U is my vesting, my krag. U Gees lei my, U hande dra my sag. Die Here is my lig en my verlossing, my krag, my lewe, my vreugde. Ek sal nie vrees nie, ek sal nie wankel nie. Een ding vra ek, dit bid ek van U, dat ek mag woon in U huis al my dae,
U genade aanskou, U stem hoor, en sing van U liefde wat my lewe vul. Die Here is my lig en my verlossing, my krag, my lewe, my vreugde. Ek sal nie vrees nie, ek sal nie wankel nie. Ek weet, alles werk saam tot my beste, want U is met my, veilig en seker. Ek in Christus en Hy in my. Geen krag of vrees kan my van hom skei. Die Here is my lig en my verlossing, my krag, my lewe, my vreugde. Ek sal nie vrees nie, ek sal nie wankel nie. U lig het my gelei deur donker dae. U goedheid het my hart gevul met hoop. Nou, in Christus vind ek vrede en lewe. Liefde is die brug tussen dan en nou. Die Here is my lig en my verlossing, my krag, my lewe, my vreugde. Ek sal nie vrees nie, ek sal nie wankel nie. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffers. Dankie, Here. Amen. Broers en susters, net so dat iemand nie dink ek slimmer as wat ek is nie, ek dink reeds so, is nie nodig dat nog iemand dink nie. Die gebed wat ek gebid het is die woorde van 'n lied, die Here is my lig en my verlossing. Ek het dit nie self uitgedink nie, dit is heeltemal te mooi vir my. Net so dat ek erkenning gee dan nou aan wie erkenning moet kry. Ons slotsang volgend is Halleluja lied 444. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Ek tog Jok 474. Ek doen 'n paar goed, lyk my ook verkeerd, so ek selfs nog donker, ek sal 'n bietjie klere moet was. Maar goed, dan doen ons dit. Wat 'n vriend het ons in Jesus, want Here, dis ons redding, dat hy ons vriend is. Kom ons sê dit uit dankbaarheid.
Geliefde, jy is 'n kind van God. Gaan wees genuine en gaan wees lig. Want jy is nie per ongeluk hier nie. Waar jy ook al gaan, dis waar God jou stuur. Waar jy ook al is, God het jou daar geplaas. God het 'n plan met jou presies daar waar jy is. Jesus Christus leef in jou en hy werk in en deur jou daar waar jy is. Glo dit, leef dit, in die liefde van God die Vader, deur die genade van Jesus Christus sy Seun, en in die krag van die Heilige Gees ons trooster. Amen.